Môre geliefde gemeente, ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier is. Ons afkondigings van die kerkraad se kant af, die kollekte by die deure is vanmôre vir die Bolandse bedieningsfonds. En dan het ons volgende naweek ons gemeentekamp, die 9de tot die 11de. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Liefdes aan die geheiligdes deur Jesus geroep is, die geroep is, en almal wat die naam van ons Here Jesus Christus aanroep. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam skrifberuiming 12:6 en van die nuwe goedgekeurde skrifberuimings. Dit is die beruiming van Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes. Kom ons staan, dan sing ons skrifberuiming 12:6. Die laaste 2 verse. Geborge, veilig, weet ek stil, hy lei my waar die Vader wil. Ook lyding, nood, gevaar en stryd, dien alles tot my saligheid. Hy maak my seker deur sy gees. Kom ons staan, dan sing ons saam skrifberuiming 12:6. Bely ons geloof saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liefdes, ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. In ons prediking vanmôre gaan ons veral fokus op sonde en op bekering van ons sonde. Waarom lees ons vanmôre die wet uit Markus hoofstuk 12?
Markus hoofstuk 12 vers 28. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." "Pragtig, meneer," sê die skrifgeleerde vir hom. "Dit is waar wat u gesê het, die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers." Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie." Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing weer saam Psalm 38. Ons sing saam vers 1, vers 3 en vers 17. Ek lees vir ons net vers 3. Dawid skryf oor sy sonde: "Niks aan my is sonder wond nie, niks gesond nie. Om u grimmigheid, o Heer, om my geregtighede is geen vrede, in my beendere immer meer." Die seer wat die sonde veroorsaak, en daarmee saam sing ons egter ook vers 17. "Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red." Terwyl ons so bly sit, Psalm 38 vers 1, vers 3 en vers 17. bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons as die gemeente vanmôre saam mag vergader. Dankie dat ons U mag nader in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Hy in wie al ons vrede vind, vrede alle verstand te bowe gaan. Vrede in die onstuimighede van die wêreld. Vrede in die onsekerheid van ons omstandighede. Vrede in die aangesig van ons sonde en ons sondeverlorenheid.
En nie net oppervlakkige vrede nie, maar ware vrede, herstel, gemeenskap met U ons Vader, dat al ons sondes vergewe is. Ons dankie, Here, dat ons met soveel vrymoedigheid saam met Paulus mag vra, wat is nou die gevolgtrekking van al hierdie dinge? Dit, dat as U vir ons is, wie kan teen ons wees? As U eie seun nie gespaar het nie, maar hom oorgelewer het vir ons almal, sal U ook dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie. Wie kan ons en wat kan ons van U liefde skei? Nou geen skepsel, geen ding en die hele skepping wyd kan ons ooit skei van die liefde wat U vir ons het in U seun, ons Here Jesus Christus nie. En daarop roem ons, daaroor sing ons en juig ons, daaroor is ons bly, maar juist daarin vind ons betekenis en vrede en identiteit. En dankie Here, dat ons vanmôre as verlostes, vrygespreekte gelowiges vanmôre met mekaar mag kom, om in vreugde U te ontmoet, tot U te bid, U woord aan te hoor. En maar ons weet ook dat U woord baie keer op ons tone trap, dat U woord 'n tweesnydende swaard is, wat ook deurdring, skeiding maak tussen murg en been. Ons bid Here dat U ook vanmôre sag met ons sal werk, al praat U ook soms hard met ons. Lei ons om vanmôre ons harte ook oop te maak vir U woord. Help ons om weer die troos van die evangelie te beleef. Help ons om weer met 'n opregte begeerte tot U te nader. Dankie Here dat ons 'n troostvolle belydenis ook mag hê, 'n belydenis wat dalk mense werke is, maar wat 'n poging is om die rykdom van die woord vir ons saam te vat en op te som. En lei ons gedagtes ook wanneer ons weer daarna kyk vanmôre. Ons bid in besonder Here vir ons gemeente en vir ons lidmate. Ons hierdie week weer gehoor het van verdere slegte nuus, uitslae wat ons koppe laat hang, wat ons trane laat loop, 'n lang siekbed wat ook nou al aan die einde van die mense wat aan die einde van hulle lewe staan. Here, maar help ons om nie net te treur daaroor nie, maar ook vrede en vreugde te vind in hulle verlossing. Help ons om mekaar by te staan. As dit U wil is, gee dat hulle ook vrede mag vind in dit wat U oor hulle lewe bring. Mag ons berusting vind in U besluite. Mag ons nog steeds U goedheid beleef in ons lewe ten spyte van dit wat gebeur. Help ons as gemeente om ook in liefde as liggaam mekaars lede van mekaar en van dieselfde liggaam na mekaar toe uit te reik. Help ons om daar te wees vir ander. Help ons om vir mekaar te bid. Ons bid in besonder, Here, wees ook vir die wat so swaar kry, 'n rots, 'n skuiling in hierdie tyd. Vergewe so al ons sondes en help ons om te besef dat selfs al oortree ons, dat U altyd weer vergewe. Dat U ons witter as wol was, ja, witter as die skoonste sneeu. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, Hy wat is en wat was en wat kom. Hy die geloofwaardige getuie, die eersgeborene uit die dood, hy wie al ons hoop is vir ons verlossing. Amen. Broers en susters, voordat ons uit die woord van die Here lees, ons sing saam van Psalm 51, wat ons ook nou saam gaan lees, maar ons doen dit terwyl ons so bly sit. Ons sing saam vers 3 en vers 6, en besonder die woorde van vers 6, wat Dawid bid, gee my weer lewensvreug, die soete smaak wat ek moet mis, in sonde smart verlore. Gee my gewilligheid uit vreuggebore, met weer U diens vir my 'n vreugde maak. Dan hoor ek nie weer die wrede aanklag meer. Kyk hoe het hy die kind van God gesondig. Kom ons sing saam Psalm 51 terwyl ons so bly sit. Ons sing saam vers 3 en vers 6.
Ons lees saam met die woord van die Here uit 2 Samuel hoofstuk 11, gedeeltes uit hoofstuk 12 en dan saam wat ons ook nou gesing het, Psalm 51. Lees vir ons uit die 1983 vertaling uit 2 Samuel 11. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik opgetrek het om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Raba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Dawid het oor haar laat navraag doen en iemand het gesê, dit is Batseba, dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet. Dawid het toe die amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het, na haar maandstonde. Sy het na hom toe gekom en hy het by haar geslaap. Daarna is hy terug huis toe. Die vrou het swanger geword en vir Dawid laat weet, ek is swanger. Dawid het op sy beurt 'n boodskap na Joab toe gestuur, stuur vir Uria die Hetiet hiernatoe. Joab het hom na Dawid toe gestuur. Uria het by hom gekom en Dawid het hom gevra, hoe gaan dit met Joab en die leer? En hoe vorder die oorlog? Hierna het Dawid vir Uria gesê, gaan nou maar huis toe en rus 'n bietjie. Toe Uria uit die paleis gaan, het die koning ook nog 'n geskenk agter hom aangestuur. Maar Uria wou nie huis toe gaan nie, en hy het by die paleisdeur gaan slaap, saam met die slawe van die koning. Hulle het vir Dawid gaan sê, Uria was nie huis toe nie. Dawid vra toe vir Uria, jy was mos lank weg, waarom gaan jy nie huis toe nie? Sy antwoord was, sou ek huis toe gaan om te eet en fees te vier en by my vrou te slaap, terwyl die ark van Israel saam met Juda in hutte woon en my aanvoerder Joab, sowel as die soldate in die oop veld kamp opslaan. Dit sal ek beslis nooit doen nie. Dawid het Uria te beveel, bly vandag nog hier, môre stuur ek jou terug. Uria het daardie dag en die dag daarna in Jerusalem vertoef. Toe het Dawid hom geroep en saam met hom geëet en gedrink, hy het homself dronk gemaak. Maar die aand het Uria uitgegaan om op sy gewone plek saam met die slawe van die koning te gaan slaap. Hy het nie huis toe gegaan nie. Die volgende oggend het Dawid 'n brief aan Joab geskryf en saam met Uria gestuur. In die brief het hy geskryf, gee tog aan Uria 'n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug, sodat hy in die slag kan bly en sneuwel. Terwyl Joab die stad beleer, het hy Uria op 'n plek gesit waar hy geweet het daar is dapper teenstanders. Die burgers van die stad het uitgekom en teen Joab geveg. Daar het in Dawid se soldate gesneuwel en Uria die Hetiet het ook omgekom. Ons lees dan die laaste 2 verse van hierdie hoofstuk, vers 26 en 27. Uria se vrou het gehoor dat haar man dood is en sy het oor hom getreur. Toe die routyd oor was, het Dawid haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was 2 mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe kleinvee en beeste gehad, behalwe een ou ooilammetjie, het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet en uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom, en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man
wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. Hy moet hom viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou ek enigiets anders daarby gee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hetiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. En jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag toe jy Uria die Hetiet se vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap, oop en bloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Daarmee saam lees ons dan net vers 19 en vers 20. Dawid het agtergekom dat sy amptenare onder mekaar fluister, en dat hy het afgelei dat die kind dood is. Is die kind dood, het hy gevra. Hy is dood, was hulle antwoord. Toe het Dawid van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy na sy huis toe. Hy het kos gevra en hulle het 'n ete voorgesit en hy het geëet. Ons lees ook dan nou die Psalm 51 saam, wat Dawid geskryf het. Psalm 51, vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Dan my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg, en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet, hoe U wil hê ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe, U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf, deur die Heilige Gees van my af weg te neem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met blydskap, laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en U goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir U aanneemlik wees, offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op U altare offer. Ten slotte lees ons dan saam uit hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls. Ons lees saam artikel 4 en artikel 5. Die mag van God, waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekragtig en bewaar, is so groot, dat dit nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Tog word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle, deur hulle eie skuld in sommige besondere gevalle, nie van die leiding van die genade sou kon afwyk,
en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei kan word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid, om nie in versoekings gelei te word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan, tot swaar en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewige geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Met sulke grove sondes vertoren hulle God vreeslik, verdien hulle die dood, bedroef hulle die Heilige Gees, versteur hulle die oefening van die geloof, verwond hulle die gewete baie ernstig en verloor hulle soms 'n tyd lank die besef van die genade. Dit gebeur totdat God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn, wanneer hulle deur opregte berou op die regte pad terugkeer. Geliefdes in ons Here, alhoewel ons nou al by artikel 4 van hoofstuk 5 is dit uiteindelik tyd dat ons na die agtergrond van die Dordtse leerreëls kyk. Dordtse leerreëls is 'n produk van die gereformeerde kerke in antwoord op die leerstellings van die remonstrante. Hulle was 'n groep wat hoofsaaklik gesê het dat Christus vir ons kom sterf het. Nou dat hy vir ons dood gegaan het aan die kruis, moet ons kies om in hom te glo of om nie in hom te glo nie. Vir hulle is die belangrikste saak die keuse wat jy in Jesus stel om verlossing te kry. Vir hulle lê die keuse van verlossing by die mens. Hulle sê dinge soos, jy moet jou hart vir Jesus gee, anders kan jy nie verlos word nie. Die gevolg van so 'n siening is ongelukkig onsekerheid. Volharding is dan 'n voorwaarde. As jy nie nou kies en elke dag kies, en van nou af vorentoe elke dag die keuse maak om jou hart vir Jesus te gee nie, dan kan jy uit die hand van die Here val. Dan kan jy verlore raak, dan kan jy jou geloof heeltemal verloor en ten gronde gaan. En die hartseer is, dat baie van ons kerke, ook ons susterskerke deesdae, hierdie bely en hierdie glo. Die gevolg is, wanneer sulke gelowiges dan sonde doen, of in sonde val, dalk ernstige sonde, dat hulle begin twyfel en totaal onseker is oor die verlossing. Die vraag is dan, hoe antwoord jy hierop? Is dit moontlik dat ons so ernstig as ware gelowiges sonde kan doen, dat ons heeltemal uit die hand van die Here val? Is daar iets wat ons, dalk van ons sonde, wat ons van Christus se liefde kan skei? As jy in sonde val, hoe weet jy, wat 'n sekerheid het jy, dat jy weer gaan opstaan, en dat jy nog gered is? Ons het reeds 3 artikels van hoofstuk 5 hanteer. Die eerste 3 bely ons dat God ons wedergeboorte, geloof, verlossing en ook volharding skenk, nie op grond van ons keuse nie, op grond van sy keuse. Hy het die keuse gemaak, en as hy 'n keuse maak, hoekom sal hy handomkeer gaan en die besluit omdraai? Met ander woorde, onsekerheid lê nie in onsself nie, dit lê in God. Ons gee nie ons hart vir hom nie, hy gee aan ons 'n nuwe hart, en hy lê beslag op ons hele lewe. Het is egter waar dat ons moet volhard in ons geloof. En dan het ons in artikel 3 gesê dat ons nie kan nie. Die wêreld is gevaarlik, en ons lewe in 'n bose wêreld. Ons baie vyande, baie hindernisse, daarom het ons God se hulp nodig, ook vir ons volharding. En nou is die vraag, wat gebeur as ons besig is om te volhard, en dan skielik in ernstige sonde val? Wat gebeur as ons iets, soos die katekisme sê, gruwelik doen, soos moord of oorspel? Kan ons sonde dan veroorsaak dat ons totaal uit die hand van die Here val? En teenoor daardie onsekerheid van, ek moet net weer kies aan God, sê die skrif en die Dordtse leerreëls, dat die mag van God, waardeur hy elke ware gelowige bewaar en bekragtig, so groot is, dat ons sondige natuur nie kan oorwin nie. God se verlossing is groter as ons sonde. God se verlossing is groter as ons swakheid of ons val. Daarom kan ons met sekerheid aan Jesus se woorde vashou. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie, en niemand sal hulle uit die hand van die Vader kan ruk nie. En een van die mooiste voorbeelde van God se bewarende krag het ons vanmôre gelees in Dawid.
In 2 Samuel 10 is Dawid op die hoogtepunt van sy lewe, selfs die hoogste punt van sy loopbaan. Ons hoor gewoonlik hierdie refrein, die Here het vir Dawid die oorwinning gegee, oral waar hy getrek het. Sukses, oorwinning, guns in die oë van die Here. Ons hoor dat die Here aan hom 'n ewige koningskap aan hom en sy huis beloof het. Hy is die bekende digter van die volk. Hy is die man wat na aan God se hart is. Bekende en gerespekteerde gelowige. Hy was die uitstekende leier wat God se volk gelei het. Maar selfs hy het nie 'n sondeval vrygespring nie. In 2 Samuel 11, na die hoogste punt, lees ons van die laagste punt van Dawid se lewe. Ons kom dadelik agter in die tempo van die teks. In die vorige hoofstukke word daar maande, selfs jare van militêre oorwinning opgesom in 'n paar verse. En skielik word die vertelling stadig vir ons vertel. Ons moet stil staan by elke woord en fokus op alles wat gebeur. In vers 1 gee alreeds vir ons 'n leidraad dat daar iets aan die gang is. In die lente, die tyd wat die konings gewoonlik uitgetrek het om oorlog te maak, sit Dawid in Jerusalem en hy stuur vir Joab in die leerstelling uit. Maar hy wat Dawid is, het agtergebly in Jerusalem. Hoekom bly hy agter? Dit was tog die koning se plig en sy reg om die volk vooruit te gaan, om in die naam van die Here vir die volk vooruit te gaan en hulle te lei. Maar nou bly hy agter en hy stuur hulle uit. Dawid misluk nie net as koning hier nie, maar ook as gesalfde van die Here faal hy in sy geestelike opdrag. En soos ons deur hierdie verse lees, let op na die oorbodige gebruik van die werkwoorde wat die vertelling vir ons so stadig maak. Vers 2. Eendag na sy middagslaap het Dawid opgestaan, het op die dak van die paleis rondgestap, hy het afgekyk en 'n vrou gesien bad. Toe het hy navraag gedoen, en hulle sê toe vir hom, dit is die vrou van Uria die Hetiet. Dawid weet presies wat hy doen, hy weet dat dit 'n getroude vrou is. En dan hoor ons hoe hy voortgaan in vers 4. Dawid het gestuur, haar laat haal, hy het na hom toe gekom, hy het met haar geslaap en hy het haar teruggestuur. Opgestaan, rondgestap, gestuur, laat haal, stap vir stap word ons saam geneem. Elke werkwoord verteenwoordig vir Dawid 'n onomkeerbare stap, sonde wat elke stap net dieper word. Dit kruip tree vir tree nader. En elke keer gee Dawid bietjie meer toe. Hoeveel keer moes hy nie sy gewete stil gemaak het nie? Ag, dis nie so erg nie. Hoeveel keer moes hy nie sy oë gedraai het en gesê het, ek is nie skuldig nie. Artikel 4 sê ons dat in sommige besondere gevalle God sy gelowiges deur hulle eie skuld van God se genade kan afwyk. Dat hulle verlei kan word, selfs tot gruwelike sondes. En tog kan God nooit blameer word vir ons sondes nie. In Jakobus 1 leer ons 2 belangrike beginsels van ons versoekings. Vers 13, iemand wat sê dat hulle in die versoeking geval het, mag nooit sê dat ek deur God versoek of verlei was nie. En want God kan nie verlei nie, en self word hy ook nie verlei nie. Vers 14, vers 15 van Jakobus 1 verduidelik dan ook Dawid se stadige proses. 'n Mens word deur sy eie begeertes aangelok en saamgesleep. En daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Stap vir stap, soos Dawid geval het. Die res van die hoofstuk neem die tempo dan weer toe, en die vertelling word weer vinniger. Dawid probeer nou alles wat hy verkeerd gedoen het toe te smeer. Aan die buitekant moet alles net mooi lyk, perfek lyk, asof al geen sonde is nie. En ons sien dit, alles in hierdie woordjie stuur. In hoofstuk 11 word hierdie woord meer as 10 keer gebruik. In die eerste vers stuur Dawid die leermag uit, en dit wys ietsie van sy mag. Hy is in staat om leermagte en owerstes te stuur soos hy wil. Maar hy misbruik hierdie mag. Nadat hy Uria se vrou sien, stuur hy iemand om navraag te doen. Dan stuur hy iemand om haar te gaan laat haal. Hy stuur haar weer terug huis toe. Dan stuur hy om vir Uria te laat haal. Hy stuur hom weer heen en weer. En ten slotte stuur hy 'n brief om Uria dood te laat maak. Dawid maak nooit sy eie hande vuil nie. Hy stuur altyd ander. Hy moet die beeld voorhou dat alles mooi is, alles reg is aan die buitekant, is alles goed. Maar dit is 'n skynheilige beeld.
Hy misbruik die mag wat God aan hom gegee het. Die noukeurige leser sou dadelik sien dat daar iets in hierdie hoofstuk is wat uitgestel word. God se naam. Dit is asof God nie betrokke is by al Dawid se besluitneming nie. Dit is asof hy afwesig is in alles wat Dawid doen. Dis eers in vers 27 wanneer ons lees wat Dawid gedoen het as verkeerd in die oë van die Here. En hoor hoe reageer God? Daarna het God vir Nathan na Dawid toe gestuur. En Dawid is nie in beheer nie. Dawid kan nie sy sonde bedek vir God nie. Hy sien dit. Niks is vir God bedek nie. En God is in beheer. Hy is die een wat stuur. Oorspel, manipulasie, leuns en moord. Dawid het baie skade gemaak met sy sonde. Nie net aan homself nie, maar ook aan ander. Artikel 4 noem tereg Dawid se val droewig. Ons kan dalk ons sonde vir die wêreld en vir mense probeer wegstuur, maar God sal dit sien. Ons kan dalk ons sonde probeer bestuur op 'n manier wat ontlyk asof ons nog in beheer is, maar ons is nie. Sonde is soos 'n groot golf wat jou omslaan, en hoe meer jy probeer regop staan, hoe meer sluk jy water en sand. Maar die troos is wel dat God in beheer is. En dit bring ons na die gevolge van ons sonde. Geliefdes, ons moet waak daarteen om te dink dat ons sonde onmiddellik gestraf word hier in hierdie lewe. Niemand kan sê dat hulle hierdie week siek geword het omdat hulle laasweek gesondig het nie. Dit is nie hoe God werk nie. Maar sonde het natuurlik gevolge. As jy steel en jy gevang word, gaan jy gestraf word. Artikel 5 gee dan vir ons 'n lys van die gevolge van die sondes, spesifiek die gevolge wat dit het op ons geloofslewe, ons geestelike gesondheid. Dit sê dit maak die Here kwaad. Dink maar aan hoeveel keer die volk toorn van God teen hulle opgewek het. Soortgelyk word 'n ouer kwaad teen hulle kinders se sondes as hulle stout is. In die tweede plek sê dit ons sondes verdien die dood. Romeine 3 sê dat ons sonde, die loon van die sonde is die dood. Dit wat jy verdien, dit wat ek verdien op grond van ons sonde, is die ewige dood. Dit was God se belofte en sy waarskuwing in die begin. As jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. In die derde plek, bedroef dit die Heilige Gees. Die derde persoon van die drie eenheid treur wanneer ons sonde doen. Ons kan die Gees van God blus en bedroef. In die vierde plek, versteur dit die uitlewing van ons geloof. Wanneer ons soms sondig, wanneer ons op die verkeerde pad is, dan sukkel ons om te bid en om Bybel te lees. Ons geloofsgroei stagneer. Dit verwond ons gewete. Iemand wat elke dag met 'n graaf werk, hulle hande word hard, hulle kry eelte, die vel verloor gevoel, en soortgelyk het sonde daardie effek op ons gewete. En indien ons val en vir 'n geruime tyd in ons sonde lê, kan dit so erg wees dat ons die besef van die genade vergeet. En ons sien hierdie dinge in Dawid se lewe. Nadat Nathan vir Dawid die gelykenis vertel, lees ons dat Dawid homself bloedig vererg het. En daarna sê hy, die persoon wat dit gedoen het, moet sekerlik sterwe. En dan sê Nathan vir hom, maar jy is die man. Jy is die een wat so vir God kwaad gemaak het, en jy is die een wat die dood verdien. In Psalm 51 vers 13 sê Dawid, hy bid vir die Here, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem tog nie u Heilige Gees van my weg nie. Hy het nie meer vreugde oor die Here se teenwoordigheid nie, en hy besef dat die Heilige Gees van die Here bedroef het. Keer na keer in Dawid se lewe sien ons hoe hy God raadpleeg op elke vlak. Maar in hoofstuk 11 is daar stilte, hy praat nie met God nie. Sy geloofslewe is duidelik aangetas, en dit het net nog meer hand uitgeruk. Is eers nadat Dawid gekonfronteer word wat ons lees, dat Dawid tot God gebid het en homself verootmoedig het. Na die babatjie se dood lees ons dat hy van die grond af opgestaan het, gewas het, en uiteindelik eers weer heiligdom toe gegaan het om te aanbid. En Dawid besef sy gewete het skade gelei, en daarom bid hy, skep vir my 'n rein hart, o God, gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. En geliefdes, die ergste van alles, dat as ons so erg sondig, dan kan dit beteken dat ons so meegesleer word
dat ons die lig van die evangelie soms vergeet. Soos 'n boom in die winter wat amper heeltemal doodgaan, dormant lê. So kan ons God se stem amper nie meer hoor nie, die lig van die evangelie nie meer sien nie. Liefdes, dalk was jy al daar in jou lewe. Miskien is van julle nou daar. Maar vind dan weer troos in die evangelie en in ons belydenis. Selfs wanneer ons as die gelowiges van God val, sy genade sal ons nooit laat val nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, en as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat ons dit kan weerstaan. Ten spyte van Dawid se sonde, ten spyte van sy seer en sy rou, ten spyte van die man wat bid in Psalm 51, moet tog nie ag slaan op my sondes nie, bid daardie selfde man ook weer in Psalm 103, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol van liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en vir ewig toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. En so groot, soos die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir ons, wat hom dien. Maar dit is ons hoop. Nie dat ons sterk genoeg is om elke dag te kies, en om te bly kies tot aan die einde nie. Selfs wanneer versoeking kom, selfs in ons swakheid, het God die besluit gemaak, en hy sal nie omkeer daarvan nie. Daarom bely ons, in artikel 4, God se mag, waardeur hy ons bewaar, is groter as ons sonde. En die sleutel lê vir ons in die woorde, vir 'n tyd lank. Ware gelowiges val in sonde. Ware gelowiges kan ernstig in sonde val, maar is nooit permanent nie. Is altyd tydelik. Wanneer alles donker rondom ons word, mag ons weer weet, dat daar 'n tyd sal kom, wanneer God weer sy vaderlike aangesig oor ons sal laat skyn, en wanneer ons met opregte berou terugkeer, sal hy ons weer herstel. En selfs wanneer ons die pad byster raak, bring hy ons weer terug. Selfs wanneer ons sy hand laat gaan, sal hy ons altyd weer vang. Selfs wanneer ons geval het, sal hy ons weer optel uit ons sonde. Dit gaan nie oor ek wat kies nie, maar oor God wat my gekies het. Genade op genade. Ek sluit af. Kan my keuse of selfs my sonde my uit die hand van die Vader ruk? Kan enigiets God se verkiesing ongedaan maak? Nee. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Genade beteken nie dat ons nooit gaan val nie. Genade beteken dat ons nooit verlaat sal word nie. Daarom het Jesus ook aan die kruis gebid, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. As ons ontrou is, hy bly getrou en hy kan homself nie verloon nie. Ons is veral ook daarvan oortuig, dat God wat die goeie werk in ons begin het, dit end uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus weerkom. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, voor U lê ons hele lewe, al ons sonde, al ons seer, al ons twyfel, oop en bloot. Nou niks is vir U bedek nie, my Here. En dankie dat ons weet, dat al maak ons U soms kwaad deur ons sonde, al maak ons U soms hartseer, deur keer na keer te val. Al is ons op die diepste donker put van ons lewe, dat U weer, altyd weer, die vaderlike aangesig oor ons sal laat skyn. Dankie Here dat U ons optel uit die stof. Dankie dat ons mag weet, dat U ons nooit sal laat bly lê nie, ons altyd weer op sal rig. Help ons Here, help ons om weer, as ons dalk verlore is, op die regte pad terug te kom. Help ons om te sien dat ons nie hoef te twyfel nie. Maar U het ons gekies. Vir elkeen wat U gekies het, mag ons die sekerheid hê, dat ons nooit in der ewigheid sal verlore laat gaan nie.
Wie kan ons van u liefde skei? Daar is niks nie, selfs nie ons eie sonde nie. Ons dank u, ons loof u, ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid vir die opname van ons dankoffers. Daarna sing ons saam van lied 480. Kry ons aandag op vers 3. Here wat sê, dit is nie jou dood wat ek begeer, maar dat jy jou tot my bekeer. Dat al jou slegte dade staan, waarom wil jy verlore gaan? Net ek die Heer kan skuld vergeef, keer jou tot my en jy sal leef. Ons staan en sing ons saam ten slotte lied 480. Daarna ontvang ons die seën van die Here en dan sing ons saam Onse Vader. Liefdes, mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, mag hy ons volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.